nou op die lig. Kom ons bid net saam. Maak ons harte stil vir 'n oombliekie. Dankie Here Jesus, dat ons hierdie voorreg het om vanmôre 'n oombliekie te wy om net ons harte op te hef na U toe. En om te kom bely, Here, dat ons U nodig het. En dat ons dit in hierdie liedere, ons hartse getuienisse kon openbaar en verklaar. En Here, dis hoe ons voel. Dit is wat ons beleef. En dit is wat ons wil proklameer in 'n wêreld wat vir U nie ken of wil ken nie. En mag dit so wees dat vanmôre dat U met elkeen van ons besigheid sal kom doen. U weet wat ons nodig het, U weet wat ons nodig het om te hoor, U weet wat ons nodig het om van U te hoor. Daarom wil ons vra, Here, kom praat met ons. Elkeen van ons. Ons dink aan hulle wat nie vanmôre hier saam met ons is nie. U weet van elkeen se omstandighede. U weet van elkeen se worselstryd in hulle eie gemoed. En daarom wil ons kom vra, Here, dat U tot daardie harte sal kom spreek deur U Gees. Terwyl ons hier vir hulle bid, strek U arm daar waar hulle is, om vir hulle ook te kom aanraak en op te lig. Word verheerlik vanmôre hier en ons bid dit in U naam, Jesus. Amen. Kunstenaars was eendag opdrag gegee om die toneel van vrede te skilder. En die kunstenaars het elkeen na vore gekom met 'n tema van vrede. Sommige het 'n pragtige natuurtoneel geskilder, met 'n stroompie water en bokkies wat daar wy, en ander het weer kindertjies wat in 'n park speel, en al hierdie tonele geskets, totdat iemand hierdie toneel geskilder het van 2 voeltjies in 'n nes met 'n storm wat woed om hulle. Dis nou nie die oorspronklike nie, dit was maar een met 'n voorstelling daarvan. Dat hierdie voeltjies beleef vrede te midde van die storm. En ek wil vanmôre met jou gesels oor vrede, vrede wat ons so maklik ontwyk. Vrede wat ons as mense so maklik ontwyk. Dis 'n snaakse tema, want dit is so. En ons vier die 29ste Mei Hemelvaart. En ons is nou in die tydperk waar Jesus, nadat hy opgewek is uit die dood, aan baie verskyn het. En ons lees in 1 Korintiërs 15 dat daar word vir ons gesê dat hy het aan ten minste 500 mense verskyn voor sy hemelvaart. So in hierdie tydperk van 40 dae voor sy hemelvaart, wat hy in so baie mense verskyn het, het hy nog 'n laaste paar woorde probeer by die mense belê. En ek kan verstaan dat Jesus 'n dringendheid op sy hart gehad het, dat mense hierdie moet gryp wat hy nou vir hulle wil kom sê. Want hy gaan nie weer 'n geleentheid hê om so fisies 1 tot 1 met hulle te kan gesels nie. So daar's 'n baie groot dringendheid in sy hart gewees, toe hy met sy disippels interaksie gehad het. En nou lees ons in Johannes 20, daarvan af vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy, en sy disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. Maar as julle die mense hulle sondes nie as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie sy hande en die merke van die spykers
sien en my vingers steek in die merk van die spykers in sy hande en sy sê nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom en terwyl die deure gesluit was, het hy in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier. En kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. En salig is hulle wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Vrede vir julle. 3 keer in hierdie gedeelte. Nou, soos ek in die verlede al gesê het, as Jesus iets sê, moet ons aandag skenk daaraan. Maar as hy dit 3 keer sê, is daar 'n dringendheid by hom, dat sy hoorders dit moet gryp, en dit vat, en iets daaromtrent doen. Nou, ons kan nie net iets hoor en sê, wow, dis, dankie, nee, ek vat dit, dis, dankie. Wat gaan jy daaromtrent doen? As Jesus nou vanmôre ook fisies in ons midde was, en hy sou oor jou gespreek het en gesê, vrede vir julle, sou ons ook net gesê, dankie, en ons lewe aangegaan het soos normaalweg. Hulle het nodig gehad om hierdie woorde te hoor vir die tydperk waarin hulle geleef het. Daar was vrees by hulle. Hulle het gesien dat hoe hulle Here gearresteer was, onregverdiglik verhoor was, onregverdiglik gekruisig was, en gesterf het aan 'n kruising. Hulle het dit gesien. Hulle het die brutaliteit van die Romeinse soldate gesien, en gesien wat hulle met hulle Here gedoen het, en daar was vrees by hulle. Vrede vir julle, sê hy vir hulle. Nou, vrede is nie net die afwesigheid van oorlog nie. Vrede is 'n toestand in jou hart. Is 'n hartstoestand. Vrede. Kom ons gaan ondersoek dit 'n bietjie. In Johannes 16:33 het Jesus vir hulle gesê, het ek nie vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê nie. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. In my sal julle vrede hê, sê Jesus vir sy disippels. In my sal jy vrede hê. Die wêreld gaan julle haat. Daar gaan verdrukking wees. So die teenoorgestelde wat Jesus vir ons skets hier, so die teenoorgestelde van vrede is verdrukking. Nou, verdrukking kan op verskillende metodes na ons toe aankom. Die 53 vertaling gebruik die woord vrede 558 keer. Die King James bietjie minder, want die woord vrede word verskillend vertaal in die Afrikaans. Maar peace of shalom kom 236 keer in die King James vertaling voor. Ek dink dit is nodig om aandag te gee aan die woord vrede of shalom, soos hy in die Ou Testament vertaal is. Die vertaling van die woord is wyd. Is om veilig te wees, om dat dit met jou goed gaan, dat jy bly sal wees, vriendelik sal wees, dat jy welvarend sal optree in gesondheid en in totale vrede sal lewe. Selfs in die Ou Testament was die boodskap baie duidelik geweest, toe God vir Moses die opdrag gegee het in Numeri 6. Dis hoe jy die volk moet seën. Spreek met Aaron en sy seuns, so met julle die kinders van Israel seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Shalom.
so moet jy dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Nog 'n voorbeeld, in Rigters 6, toe die engel van die Here aan Gideon verskyn het. Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, en sê vir Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig tot aangesig, maar die Here sê vir hom, vrede. Vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. En toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here, en noem dit, die Here is vrede, Jehovah Shalom. Jeremia waarsku ook teen hierdie woord vrede, wat so los rondgeslinger word. Vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hoekom sou hy dit sê? Omdat vrede so baie mense ontwyk. So baie sê, ek het vrede oor hierdie saak. Ek wou 'n harde woord gebruik het, maar jy jok. Vrede ontwyk baie mense. Hulle eis dat hulle vrede het, en dis nie waar nie. Hulle leef in onvrede, nie net met hulle self nie, maar ook met mense om hulle. Terug na Jesus se ontmoeting met sy disippels. Hulle was onder geweldige spanning. Hulle het verdrukking beleef. Dit wat die Romeine en die owerpriesters aan Jesus gedoen het. Hoe hulle meester onregverdiglik verhoor en tereggestel het. En hulle is dalk die volgende. En hulle het absoluut in vrees gelewe. Hulle vergader agter geslote deure en maak vir niemand oop nie. Vir hulle was verdrukking, soos in Johannes 16, 'n werklikheid. Hulle gaan verdruk word. Daar is nie vrede in hulle harte nie. Vir die Jode veral, hulle wie hulle tot Christus bekeer het die dieper betekenis van die woord Shalom goed geken. Hulle daarmee groot geword. Maar vir die heiden, wie nou vir die eerste keer Christus ontmoet, het die woord nog nie regtig iets beteken nie. Daai well-being van Shalom het hulle nog nie geken nie. Dit was nie in hulle moedertaal nie. Maar nou in die Griekse taal kom hierdie woord weer vir hulle na vore, en dis vir hulle vreemd op die ore. Ereinei, vrede. Ek ken nie die woord nie. Ons is nie daarmee groot geword nie. Ek ken net vrees. Ek ken net wanhoop. Ek ken net vervolging. Jy is of in 'n toestand van vrede, of jy is nie. Net jy sal weet. Vrede, soos wat Jesus vir ons het demonstreer in hierdie gedeelte in Johannes 20, begin by vergifnis. Vrede begin by vergifnis. Vir sommige is dit 'n vloekwoord. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En daar het hy gesê, blaas hy op hulle, sê, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En ek onthou Jesus se gebed wat hy vir sy disippels geleer het daar in Matteus 6. Vergewe ons skulde net soos wat ons skuldenaars vergewe. En nadat hy gebed afgesluit het, herhaal hy dit en hy sê vir hulle, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal hulle Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. 'n verskriklike gedagte. En Jesus is baie ernstig oor vergifnis, want dis waarom hy gekom het. Om vergifnis
te bewerk vir hulle wie in hom glo. Hebreërs 12 skryf die Hebreërs vryskrywer vir ons, jaag die vrede na met sommige mense wat goed is vir jou. Hy sê, jaag die vrede na met alle mense. Alle mense. En die heiligmaking, waar daar sonder gaan jy God nie sien nie. Ek sidder, as ek daaraan dink, hoe ons sommer net flippantly optree in ons Christenverhouding met mekaar en ons medemens. Ons jag nie regtig vrede na nie. Ons soek konflik. Ons hou van konflik. Gaan kyk maar op sosiale media. Dis vol daarvan. En die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie, dan dink ek by myself, Here, wees ons genadig, want ek dink nie iemand gaan dit maak nie. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Romeine 5:8-5. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Hier is 'n geestelike konsep by betrokke. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Is net deur die gees van God wat ek vergifnis kan ervaar en vrede beleef, en dis waarom Jesus op sy disippels geblaas het en gesê het, ontvang die Heilige Gees, want hy kom oor 10 dae, is hy hier, Pinkstertyd, na sy hemelvaart op. Is hy hier, want sonder Heilige Gees gaan jy nie weet wat sonde is. Hy oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En wanneer Heilige Gees kom oortuig van sonde, kan ek en jy dit nie weerstaan nie. Wat die vlees bedink is vyandskap teen God. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Punt. Wanneer jy bely dat jy met die Gees van God gevul is, sal jy vrede beleef. Hoekom? As jy onder sy genade ingekom het en jy het onder oortuiging gekom en jy het jou sondes bely soos die Here vir ons dit voorskryf in sy skrif, en ons bely dit, en ons bely ons sonde teen mekaar en teenoor hulle wie ek seer gemaak het en hulle wie ek te nagekom het, en ek gaan bely en sê, skus, vergewe my, ek weet nie waar, maar vergewe my net asseblief. Ons bely teenoor mekaar en ervaar hoe die vrede van God jou vul. Jy kan dit nie vir iemand oorvertel tensy jy dit beleef het. Julle weet van die breë weg en die smal weg wat Jesus van gepraat het. Hy sê, breed is die weg. Breed is die weg. En baie is daarop. Maar smal is die weg wat na lewe lei en min vind dit. Min vind dit. Ongeloof beroof jou ook van vrede. Dit wat Thomas hier beleef het. Kom ons kyk wat Jesus vir hom sê. 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deur gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, want Jesus het geweet. Jesus het geweet Thomas twyfel. Hy ken ons. Ons kan niks vir hom wegsteek nie.
En hy kom staan heel waarskynlik ook vir jou vanmôre en vir jou sê, vrede vir jou. Vrede vir jou. Hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand, steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Moenie twyfel nie. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Toe hy besef. En hy daar en dan vrede beleef. Omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo. En salig is hulle wat tog nie gesien het en tog geglo het. En soos ek en jy, ons het hom nie fisies gesien nie. Ons het besluit om te glo. Ons het besluit om te glo dat ons sondes is vergewe. Ons het besluit om te glo sodat ons vergifnis kan ervaar en vrede te kan beleef. Vrede in ons harte kan hê. Die uitloop van hierdie hele gesprek het Paulus baie mooi saamgevat daar in Filippense 4. Hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur alles, smeking, gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Sien, as die vriendelikheid van die Here nie op jou gesig sigbaar is nie, het jy nog nie vrede nie. Doe jouself enige guns en gesit daar in 'n parkeerterrein en kyk hoe mense by die winkels ingaan en hoe hulle in hulle karre ry en so aan, en jy sien die swaar, somber uitdrukking op mense se gesigte. Vrede ontwyk hulle. Net 'n entjie verder lees Paulus vir ons in Romeine 1:7. Aan al die geliefdes van God, geroep heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. En hier koppel Paulus vir ons genade en vrede. En by verskeie van sy briewe skryf hy dit ook vir ons, om te sê die genade vir julle en vrede van God, ons Vader in die Here Jesus Christus. 12 keer maak Paulus melding daarvan in sy briewe. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy is die bron daarvan. Hy is die bron van vrede. Soos wat Johannes ook vir ons skryf in Openbaring, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom, wat is, wat was en wat kom. Dis mos Jesus. Genade vir julle en vrede. Nou wat is genade? Genade is daardie onverdiende geskenk van God. Ek en jy verdien dit nie. Rarig. Maar hy gee dit in elk geval. In elk geval is sy genade vrylik beskikbaar vir elkeen wie wil. En wanneer jy daai genade ontvang het, en jy beleef sy vergifnis, en aanneming tot kind van God, en die geskenk van ewige lewe, kom daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat Paulus van na verwys. Kan ek jou vra, het jy dit al beleef? Het jy dit al beleef? Of sukkel jy nog met hierdie gedagte? Dit is nog vir jou vreemd. Jy's nie so groot gemaak nie, en daarom is dit nog vir jou 'n vreemde gedagte. Kom ek vir jou sê vanmôre, dit wat ek met jou gedeel het, hier kom uit God se woord. Dis nie my opinie nie, maar sy woord, wat dit vir jou kom sê vanmôre. Genade vir jou en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus. Ontvang dit. Genade, charis, mooi woord, die grondslag van ons Christelike lewe. Onverdiende guns, 'n goedhartige gawe van God.
En hy het dit beloof aan elkeen. Elkeen. Dis onverdiende guns. Paulus beklemtoon daardie genade deur geloof. Efesiërs 2. Jy ontvang genade deur geloof. Jy glo dit nie. Ontvang dit net in geloof. Die mense word so onverbiddelik groot, en ek weet nie in watter huishouding jy groot geword het nie, maar ek kan onthou my ouers en hulle tyd, hulle het in moeilike tye groot geword. Onverbiddelike tye. Hulle het nie regtig 'n konsep gehad van vrede en genade nie. Hulle het nie geken nie. Week na week in 'n kerk gesit en daar was vir hulle die Heidelbergse Katekismes voorgelees en dan gaan hulle huis toe. Maar genade het hulle nie geken nie. Vrede het hulle nie geken nie, al was dit oor hulle uitgespreek. In 'n ritueel. Maar kom vir jou vanmôre sê, dat die Here Jesus wil met jou 'n intieme, persoonlike verhouding hê. En hy kom bied vir jou genade, as jy dit nog nooit geken het nie, en nog nooit ervaar het nie. Hy nooi vir jou. Deur genade is ons gered. Nie deur ons werke nie, nie deur waar ek vandaan kom nie, nie op grond van tradisie nie, nie op grond van niks nie. Dis 'n gawe wat God gee in elk geval aan elkeen wie glo. Salig is hulle wie nie gesien het nie en tog glo. En dan kom hy met hierdie vrede gekoppel aan genade. Daardie Hebreëse woord shalom en eirene, die Griekse woord wat dieselfde wortel het. Vrede, absolute vrede, 'n heelheid, harmonie, 'n welstand, 'n rus wat jy ingaan. Nie net die afwesigheid van konflik nie, is 'n gemoedstoestand. Vrede. Vrede met God. Vrede met mense om jou. Romeine 5 vers 1 stel dit duidelik. Daarom aangesien ons deur geloof geregverdig is, het ons vrede met God en die Here Jesus Christus. Paulus sluit hierdie woord vrede, hy gooi dit nie sommer net ligtelik rond nie. Is om 'n verhouding wat herstel is met God. Nie bang vir hom nie. Vrede met hom, in 'n verhouding met hom, 'n innerlike geestelike rus wat daaruit vloei. Hierdie vrede strek oor 'n gemeenskap. Wanneer jy vrede beleef hulle om jou ook vrede. In jou huis beleef almal vrede. Jou hond beleef vrede want jy skop hom nie meer nie. Daar's vrede in jou huis en jy wil nie die marmot se nek afdruk nie. Daar's vrede. Vrede in jou huis. Te midde van storms, te midde van wat se omstandighede daar ook al mag wees, beleef jy vrede en dit raak die gemeenskap om jou, hulle wat om jou is, ook dieselfde. Vrede vir jou. En soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So ek is juist gestuurdes met hierdie vrede. Nie vir jouself te hou nie, maar om dit te deel. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Het Jesus ook gesê. Hulle wie nie vredemakers is nie, of nie wil wees nie, hulle leef in 'n verdrukking van hulle eie. Selfgefabriseerde verdrukking wat baie mense onderlewe. Jy sien dit op hulle gesigte, jy sien dit op hulle gelaat. Hulle leef in hulle eie verdrukking. Genade en vrede aan julle, het Jesus gesê. Hy wil dit nie vir homself hou nie. Hy gee dit vir ons. Genade en vrede aan julle. Maak dit persoonlik. Dit is nie 'n koue teologiese stelling nie. Dit is 'n persoonlike verhouding met God. Persoonlike verhouding met mense om jou in vrede, genade en vrede vir jou. Dit is 'n seën en ook 'n gebed. En Brenda hou aan om dit te sê, hoor. Jy kan maar aangaan daarmee. En dit kom van die Here Jesus Christus. Dit kom van hom af. Jy kan dit vat. Jy kan dit ontvang.
En weer eens, Paulus praat nie net in 'n algemene term nie, dis nie 'n teologiese ding nie, dis ook nie 'n akademiese ding nie, dis iets wat dieper gesetel is in die mens se hart. Daai vrede wat mense so verlang na. Dis 'n persoonlike werk van Jesus. Hy is ons middelaar. Johannes 1:17, want die wet is deur Moses gegee, genade en waarheid het deur Jesus gekom. Die wet met sy voorskrifte het Moses gestuur. Maar genade en waarheid en vrede kom van Jesus af. Kolossense 1:20. Nadat hy alles met homself versoen het, nadat hy vrede gemaak het deur sy bloed aan die kruis. Vrede gemaak het deur sy bloed aan die kruis. En dit kom van God die Vader en ons Here Jesus Christus. En hy kon net sowel Heilige Gees se naam bygesit het. Maar nou weet ons, daar is nie oneenigheid in die drie eenheid nie, daar is eenheid. Genade en vrede. Genade en vrede. Die bron van ons verlossing, genade. Die gevolge, vrede. En wie stuur dit? Jesus. Wie gee dit? Jesus. Daarom moet jy met hom 'n verhouding hê. Jy moet met hom 'n verhouding hê. Seën en herinnering as gevolg van wat Christus vir ons bewerk het. Maar dit was geprofeteer 2700 jaar van tevore al deur Jesaja. Toe hy gesê het, 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee en heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, Prince of Peace. Vredevors. Kom ek vir jou sê, Jesus weet wat dit is. En daarom kan hy dit in jou en my voorstel. En daarom kan ek en jy dit met vrymoedigheid neem vanmôre. Vrede vir jou. Ken jy hom? Ken jy hom regtig? En beleef jy sy vrede? Of leef jy onder jou eie vervolging? Of leef jy onder die vervolging van ander? Jy kan vrede hê te midde van die storm. In die storm kan jy vrede hê. Dis 'n keuse, dis 'n wilsbesluit, dis 'n gemoedstoestand. Dis iets wat jy kan koop nie. Dis iets wat jy verdien nie. Jesus gee dit vir jou. Vat dit. Vrede vir jou. Kom ons bid. Jesus, so dankie dat U ons net vanmôre opnuut weer kom herinner het aan hierdie onbeskryflike groot daad wat U vir ons kom bewerk het. Dat U vir ons genadiglik vergifnis kom skenk het, sodat ons vrede by U kan hê. En ek bid vanmôre in die besonder vir mense wat in onvrede lewe. Daar's 'n woelinge in hulle gemoed oor toestande en omstandighede en hulle kan nie daaroor kom nie want hulle het nog nie die prins van vrede ontmoet nie. En Jesus kom openbaar U self vanmôre aan elke ene wie nog nie glo nie. Kom openbaar U self aan hulle wat vanmôre nog sukkel met hierdie gedagte van vrede. Of vrede maak, of in vrede lewe. Maar ons kan nie so aangaan nie. Ons landjie is stikkend en seer genoeg om met onvrede rond te gaan. Maak vir ons ambassadeurs van U vrede, Here. Om U te gaan verteenwoordig in 'n wêreld wat vrede nie ken nie. Ons gaan nie geliefd wees nie, ons gaan gehaat word. Verseker. Maar ons keuse vanmôre is om genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus te leef. Amen.